Hallo almal en welkom. Vandag duik ons in 'n nuwe model wat een van gesondheidsorg se grootste probleme probeer oplos. Daai hele labirint waardeur pasiënte moet sukkel. Ons gaan kyk na 'n benadering vir hart- en vaskulêre sorg wat alles, maar alles onder een dag wil saambring. En ek dink hierdie vraag, dis iets wat ons almal al een of ander tyd gevra het, né? Jy het 'n mediese kwessie en skielik is jy vasgevang in 'n doolhof van afsprake, verwysings, verskillende spesialiste, verskillende geboue. Dit is net uitputtend. Maar Wat as daar 'n beter manier was? Goed, kom ons breek dit 'n bietjie af. Kyk op dit hier links. Dis die realiteit vir so baie mense. 'n Gefragmenteerde reis waar jy van 'n kardioloog na 'n radioloog na 'n vaskulêre chirurg gestuur word. Dis ondoeltreffend en kom ons wees eerlik, dis 'n absolute nagmerrie. Maar kyk nou regs, 'n enkele gekoördineerde pad, een geïntegreerde sentrum, een plek vir al jou behoeftes. Dis die belofte van hierdie nuwe model. So, hierdie een-stop-winkel oplossing is waarna ons verwys as die multispesialiteit kardiovaskulêre sentrum. En hier is die interessante ding, die oorsprong van hierdie hipermoderne idee. Wel, dit kom van 'n baie onverwagse plek. Nie 'n blink raadsaal nie, maar die slagvelde van die Tweede Wêreldoorlog. Hierdie tydlyn vertel nogal 'n storie. Dit het alles begin uit pure noodsaaklikheid in die oorlog, 'n praktiese manier om soldate met vaskulêre beserings doeltreffend te behandel. Jare en jare later, in 1987, het die beroemde Mayo Kliniek die model vir die algemene publiek begin aanpas. En vandag? Wel, vandag het dit amper 'n noodsaaklikheid geword. Hierdie aanhaling van die dokters Elkin en De Bytjie is vir my ongelooflik. Dis uit 1943. Selfs toe, in die middel van 'n wêreldoorlog, het hulle die kernvoordele raak gesien. Doeltreffendheid, die bymekaar bring van kundigheid en die besparing van kosbare hulpbronne. Dis presies dieselfde goed waarna vandag se hospitale streef. Goed, so wat presies is so 'n sentrum? Dis belangrik om te verstaan, dis nie net 'n gebou nie. Dis 'n hele nuwe manier van dink. Dit gaan daaroor om daai onsigbare mure tussen departemente af te breek. In plaas daarvan dat die pasiënt van spesialis na spesialis moet gaan, kom die spesialiste en die dienste na die pasiënt toe. Alles draai om die pasiënt. So, nou weet ons wat hierdie model is. Maar die groter vraag is, hoekom nou? Hoekom is dit skielik so krities belangrik? Wel, die antwoord is dat daar 'n perfekte storm van eksterne druk is wat die hele gesondheidsorglandskap heeltemal omkrap. Kyk net 'n bietjie na hierdie syfer. Meer as 20%. Dis meer as 1/5 van 'n hele land se ekonomie wat aan gesondheidsorg gaan. Dis eenvoudig nie volhoubaar nie. Hierdie tipe finansiële druk dwing stelsels om maniere te vind om koste te sny en baie meer doeltreffend te wees. Die ou gefragmenteerde manier is net te duur. En hierdie grafiek wys ons presies waar die aksie is. Kyk daai massiewe groei in buitepasiëntprosedures soos hartkateterisasie. Terselfdertyd krimp die tradisionele groot oop hartoperasies wat in die hospitaal gebeur. Dit sê vir ons, sorg is besig om te verskuif. Stelsels moet aanpas by hierdie nuwe, minder indringende behandelings wat perfek pas by 'n geïntegreerde sentrum. Goed, so as ons alles moet saamvat, is daar 3 groot kragte aan die werk. Nommer 1, ons bevolking word ouer, wat beteken meer mense het hartsiektes nodig. Nommer 2, hospitale ding so erg mee dat hulle dikwels dieselfde duur dienste dupliseer wat net mors van geld is. En nommer 3, en hierdie een is deurslaggewend, die manier hoe almal betaal word is besig om te verander. Dit gaan nie meer oor hoeveel jy doen nie, maar oor die kwaliteit van die resultaat. Nou ja, dit klink alles fantasties op papier, né? Maar nou kom die moeilike deel. Om hierdie droom 'n realiteit te maak, moet jy een van die oudste probleme in medisyne oplos. Om verskillende spesialiste, wat dikwels baie onafhanklik is, soos 'n ware span te laat saamwerk. Hierdie tabel wys die tweestryd waarmee hospitale sit. Aan die een kant, die voordele is enorm. Beter vir pasiënte, minder vermorsing, beter kwaliteit. Maar, kyk na die ander kant. Dis duur om te begin, dokters hou nie altyd van verandering nie, en dan is daar die groot een, gebiedsgeskille. Dis waar die vuurwerke begin. Wie se pasiënt is dit? Wie doen hierdie prosedure? En hoe op aarde kry jy almal se salarisse regverdig belyn? So, hoe bestuur jy hierdie potensiële chaos?
Wel, een van die slimste oplossings is iets wat die diade-model genoem word. Dink daaraan soos 'n twee-kapteinstelsel. Jy het 'n administrator wat op die besigheid, finansies en die strategie fokus. En dan het jy 'n dokter as leier wat op die kliniese kwaliteit fokus. Hulle werk saam en neem besluite as 'n span. So kry nog die geld, nog die medisyne die oorhand. Daar's balans. En hier is die eintlike sleutel tot alles. Jy kan praat van spanwerk tot jy blou is in die gesig, maar as jy mense steeds beloon asof hulle alleen op 'n eiland werk, gaan absoluut niks verander nie. Die hele finansiële model moet skuif. Spesialiste moet aangespoor word, finansiëel, om saam te werk vir die beste uitkoms vir die pasiënt. Hulle moet beloon word vir die span se sukses. Laastens, kom ons kyk 'n bietjie in die kristalbal in. Hoe pas hierdie alles in een model in by die toekoms van gesondheidsorg oor die algemeen? Wel, dit blyk dis nie net 'n goeie idee nie, dis amper asof dit spesifiek gebou is vir wat volgende kom. Kyk, die toekoms van betalings is dinge soos gebundelde betalings, waar 'n hospitaal een vaste bedrag kry vir alles, van die operasie tot 90 dae se nasorg. Dit dwing jou om doeltreffend te wees. En dan het jy die pasiënt self, wat nie meer net 'n pasiënt is nie, maar 'n verbruiker. Hulle soek deursigtigheid oor prys en kwaliteit en hulle eis gereef. Al hierdie tendense skree vir 'n stelsel wat gekoördineerd, doeltreffend en pasiëntgesentreerd is. En dit bring ons by ons laaste vraag. Kan samewerking werklik die diep gewortelde kompleksiteit van ons gesondheidsorgstelsel genees? Miskien is hierdie alles-in-een hartsentrums meer as net 'n nuwe manier om 'n hospitaal te organiseer. Miskien, net miskien, is dit die blouprint vir 'n stelsel wat uiteindelik weer begin draai om die een persoon wat regtig saak maak, die pasiënt.